Ja, Vader, wat 'n voorreg is dit vir ons om vanoggend net die naam groot te maak. Ja, Here, U is die koning van alle konings, bo alle konings. Die naam bo alle name, Vader. Here, en ons loof en ons prys U, dat ons die geleentheid het, Here, om 'n verhouding met U te mag bou, Here. Vader, dat ons U mag leer ken vir wie U is. Here, ek staan net hier en ek is regtig net in soveel awe en wonder van wie U is, Here. Vader, en ek wil net vir U dankie sê. Dankie. Dankie dat U nooit op ons opgee nie. En dankie dat U U seun gestuur het om te sterf aan die kruis vir ons. Dat Hy opgestaan het sodat ons saam ook mag lewe. Ons loof en ons prys U. Amen. So ek het 'n vraag wat ek graag vir julle wil vra. Wie van julle wat vanoggend hier is in die diens, is bekend met die verhaal van die Emmausgangers in die Bybel? Dis 'n verhaal wat afgespeel het die dag van Jesus se opstanding. Maar ek dink dit is ook 'n verhaal wat 'n mens dalk al baie gehoor het, of jy dit al gelees in die Bybel, maar dis nie noodwendig iets wat jy gevoel het jy dalk 'n boodskap nou in daai oomblik uit kon vat nie, of dis iets wat 'n mens dalk al vergeet het. Ek dink so. Ek dink daar's baie verhale in die Bybel wat 'n mens lees, en dan lees mens eintlik maar net bo oor dit. En ek dink hierdie is een van daai gevalle. Daarom het ek gedink dat ons dan nou vanoggend weer na hierdie verhaal gaan kyk, en dan gaan ons bietjie daaroor gesels. So hierdie verhaal is in Lukas 24, vers 13 tot 35. Ek gaan vir julle 'n oomblik gee om daartoe te blaai. Soos Lukas 24, vers 13 tot 35. Dan so terwyl julle daartoe blaai, wil ek graag hê dat julle iets moet verstaan rondom die evangelies. So toe Matteus, Markus, Lukas en Johannes, toe hulle hierdie verhale geskryf het, was dit nie net om die ware gebeurtenisse van daardie tyd aan ons te verhaal nie, maar ek dink regtig ook hulle deur hierdie verhale 'n oop uitnodiging aan elkeen van ons gemaak om saam ook deel te word van daai storie. So met ander woorde, om saam vir Jesus te leer ken, om saam die pad met hom te stap, en om hom te sien en om hom te beleef vir wie hy is. So 'n uitnodiging aan elkeen van ons om hom te leer ken. En ek dink, soos wat ons vanoggend nou die verhaal gaan lees van die Emmausgangers, is dit ook vir ons 'n uitnodiging om vanoggend saam hierdie pad na Emmaus toe te stap. So, soos ek al reeds gesê het, hierdie verhaal speel af die dag van Jesus se opstanding. So Jesus het nou al reeds opgestaan, en hierdie twee persone, ons weet glad nie eintlik wie hulle is nie, ons het nie baie inligting van hulle nie. Hulle is op pad om nou te stap terug na Emmaus toe. Maar wat ek uit die skrif uit kon optel, is dat hulle het nie self na die graf toe gegaan en gesien dat Jesus opgestaan het nie. So hulle het net al hierdie gerugte gehoor dat Jesus opgestaan het, en die gerugte gehoor van dat daar 'n gesig van engele was by die graf wat gesê het dat hy lewe en dat hy opgestaan het. So dis net 'n bietjie konteks vir julle. So as ons hierdie lees, hulle weet eintlik niks van Jesus se opstanding nie. Dit wat hulle weet, het hulle gehoor. Hulle het niks self gesien nie. Kom ons lees. So dis Lukas 24 vanaf vers 13. En twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle: "Watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle bedroef?" So ek wil eers hier 'n bietjie stil staan. Hoekom dink julle was hulle bedroef? Wel, ek dink, kom ek deel met julle wat ek dink. Ek dink hulle was bedroef,
want hulle het vir Jesus geken. Hulle was lief vir hom. Nou is hy gekruisig, en op hierdie oomblik is hy vir hulle eintlik nog steeds dood. En ek dink hulle het al hierdie verwagtinge gehad, of hulle het hierdie hoop en hierdie drome gehad, van goed wat Jesus gaan kom doen. Maar nou is Jesus gekruisig, en al hierdie hoop en hierdie drome wat hulle het, is saam met Jesus gekruisig. So dis vir hulle ook eintlik net iets van die verlede. Ek dink daarom is hulle mismoedig, bietjie teleurgestel, en eintlik sonder hoop gelos. Vers 16 het eintlik vir my baie uitgestaan. Ek weet nie of dit vir julle ook uitgestaan het nie. So hulle oë was weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. En hulle sê nie vir ons uitdruklik in hierdie skrif, hoekom hulle oë weerhou was nie, hoekom hulle hom nie kan sien nie. Maar ek dink dit kan 2 redes wees. So die eerste een sal ek sê, is hulle het nog onder die wet geleef. So hulle oë was eintlik nog met hierdie sluier bedek, so hulle kon vir Jesus nie sien vir wie hy is nie. En die tweede een, ek dink hulle was regtig net so oorweldig deur hulle emosies en hulle gedagtes van hulle omstandighede wat hulle eintlik net sonder hoop gelaat het. En ek dink, soos wat ek deur hierdie verse lees, en ek lees hierdie vers, en ek dink oor hoekom is hulle oë weerhou, besef ek net, ek dink ons bevind onsself soveel keer in dieselfde situasie, waar ons so fokus op ons omstandighede en op ons emosies, dat ons eintlik vir Jesus miskyk, en ons sien hom nie vir wie hy is nie. Ons hoor nie sy stem nie. En julle, ek weet, Jesus is by ons in elke omstandigheid. En hy praat met elkeen van ons. Maar ons mis hom, want ons fokus nie op hom nie. Ons fokus op ons omstandighede of ons emosies. Goed, nou kan ons verder lees. So vers 18 sê, en die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, U is alleen 'n vreemdeling in Jerusalem en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae gebeur het nie. En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nasareëner, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk, en hoe ons owerpriesters en owerses hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat dit hy was wat vir Israel sou verlos, maar nou is dit vandag met dit alles die 3de dag vandat dit plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons het ook ons ontstel nadat hulle vroeg by die graf was. En toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en het net so gevind soos die vroue ook gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o onverstandige, met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. As ek hierdie lees, dan dink ek dit moes eintlik so 'n wonderlike oomblik vir hulle gewees het. Want Jesus het self hierdie verhale aan hulle verduidelik en aan hulle oopgebreek. En al die boeke eintlik vanaf Moses en die profete het alles gewys na hierdie oomblik toe wat deur Christus vervul gaan word. En hier is Jesus, hy Christus wat hierdie vervul het en hy is besig om dit oop te breek aan hierdie mense. En ek dink dit moes regtig soos 'n asemrowende oomblik wees om deur die Christus hierdie skrifte net soos te kon hoor. Maar soos wat ek ook gedink het, hoe asemrowend hierdie oomblik kon wees, besef ek net dat ons wat vandag hier sit, het eintlik soveel 'n groter voorreg deurdat ons die Nuwe Testamentiese boeke het. Hoekom sê ek so? Want die Nuwe Testamentiese boeke het al daai Ou Testamentiese boeke vervul. En saam met dit het ons die Heilige Gees wat ons help om hierdie skrifte oop te breek. En soos wat hulle daai dag 'n ervaring gehad het waar Jesus vir hulle daai skrifte oopgebreek het
het ons die Heilige Gees ook, wat vir ons dieselfde ervaring kan gee, wat hulle saam met Jesus gehad het. Ons is regtig bevoorreg. Nou kan ons weer verder lees vanaf vers 28. Daarop kom hulle naby die dorp, waarin hulle op reis was, en hy het gemaak of hy wou verder gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal, en hy het ingegaan om by hulle te bly. Weereens julle, toe ek hierdie skrifgedeelte lees, en ek deel dit met julle, want ek glo dit kan met julle ook praat. Hierdie skrifgedeelte, toe ek dit lees, besef ek net, dat ons altyd gelos word met 'n keuse. So Jesus is teenwoordig, hy is by ons, en hy klop aan die deur van ons harte. En hy wil graag hê dat ons hom moet innooi by ons. Hy wil hê ons moet saam met hom by 'n tafel gaan aansit. Ons moet saam met hom eet en ons moet saam met hom kuier. Maar die keuse bly ons in, of ons vir hom die deur gaan oopmaak en of ons hom gaan innooi na ons toe. En ek sê dit want dit was my dieselfde met hierdie twee persone. Hulle het ook 'n keuse gehad of hulle daai dag vir Jesus gaan innooi na hulle toe. En indien hulle nie het nie, dan sou hulle nooit besef het wie hy regtig is nie. Hulle sou hom nie kon sien vir wie hy is nie. Kom ons gaan verder. So vers 30 sê, en toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. Ek lees dit weer. Toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank. Hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. Hierdie vers is vir my so mooi, julle. Soos as ek moet kies uit al die verse van hierdie verhaal, is daai vir my een van die mooiste verse. Want dit is eintlik wat Jesus kom doen het aan die kruis. Hy het die wet vervul. Daai sluier het van hulle oë afgeval. Hulle het hom gesien vir wie hy is. En soos wat die brood gebreek is, so was sy liggaam ook gebreek. En dit het die wet vervul. Sodat ons, wat nou vandag hier ook sit, nie meer onder dit hoef te leef of aan dit onderdanig te wees nie. Maar Christus het ons geregtig gemaak, sodat ons hom kan sien vir wie hy is, dat ons in verhouding met hom kan leef, maar dat ons ook onsself kan sien vir wie hy ons gemaak het om te wees. Dis hoekom daai vers vir my regtig net so mooi is. Ok, nou kan ons klaar lees tot die einde. Vers 32. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandend in ons toe hy met ons op die pad gepraat het en ons vir ons die skrifte uitgelê het nie. Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem toe en vind die 11 en die wat saam met hulle bymekaar was, wat sê, die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. In hierdie laaste paar verse was daar ook vir my 'n paar goed wat uitgestaan het. En een van hulle, wel, ja, dit kan ook nie, julle het ook glad nie opgelet nie, maar hierdie is wat vir my uitgestaan het. So een van die punte was, dat Jesus, nadat hy opgestaan het, nie dadelik met 'n menigte van mense gaan praat het nie. Hy het tyd gevat om saam met hierdie twee persone op hierdie pad te stap en met hulle te gesels en seker gemaak dat hulle weet wie hy is, dat hulle hom kan sien vir wie hy is. En dit dui vir my iets aan van God se hart om verhouding met ons te hê. Van tot vandag toe wil hy graag by elkeen van ons kom stil staan om seker te maak dat ons hom leer ken vir wie hy is. En wat vir my verder mooi was daar aan die einde, is hoe hierdie twee mense uitgegaan het en vir die mense gaan getuig het, ek het vir Jesus gesien, hy leef waarlik. En weer eens is dit vir my 'n uitnodiging vir elkeen van ons ook, om vandag nog uit te gaan en die goeie nuus, die evangelie te verkondig met mense, en te gaan getuig oor dit wat God gedoen het vir ons. En
Ek dink nogal dit is iets wat ons baie min doen. Ek dink ons skeep dit regtig baie af. Ons moet regtig meer moeite doen om ons getuienisse met mense te deel, want dit gee weer hoop. En hierdie hele verhaal, as ek nou moet saamvat wat dit vir my beteken het, is weer eens, dis 'n oop uitnodiging vir ons om Jesus te leer ken vir wie hy is, maar weer eens ook om uit te gaan en te gaan vertel wie hy is en wat hy gedoen het. So die storie wat ek vir julle wil vertel, gaan oor 'n familie wat 'n troeteldier verloor het. So daar was op 'n dag 'n elektriesien wat na hierdie familie se huis toe gekom het. Hy moes werk om doen het daar. En hierdie voordeur wat buite na die straat toe gaan, was oopgelos. En hierdie troeteldier het by die voordeur uitgegaan. So hierdie familie het vermoed dat hierdie troeteldier weggeraak het in hierdie woonbuurt waar hulle is. En hulle het gesoek en gesoek en gesoek. En hulle het oral gekyk waar hulle gedink het hierdie troeteldier kan wees. Maar hulle het hom nie gekry nie. En op 'n later stadium het hulle eintlik net opgegee om hierdie troeteldier verder te soek. Al was hulle lief vir hierdie troeteldier, al het hulle aan hom gedink, al het hulle hom verlang, was hierdie troeteldier eintlik vir hulle iets van die verlede. Hulle het nie meer aan hom gedink later nie. So die troeteldier was iets van die verlede. En 'n paar jaar later, ja, glo dit, jare later, toe vind hulle hierdie troeteldier bo in hulle solder. So 'n solder is in Engels 'n attic. So hierdie troeteldier was op 'n manier in 'n boks of hoe ook al, bo in die solder gesit. So die troeteldier was 'n skilpad. Okay, dis nou nogal 'n ongewone troeteldier, maar dit was 'n skilpad. En hierdie skilpad, glo my julle, het nie vir dae, vir weke of vir maande daar oorleef nie, maar vir jare. Vir 30 jaar het hierdie troeteldier, hierdie skilpad daarbo oorleef. So hulle glo hy het seker maar op termietlarwes en so wat daar binne was oorleef. Maar die punt van hierdie storie is, hierdie skilpad was heeltyd daar. Hy was teenwoordig, maar hulle kon hom nie sien nie. Hulle kon hom nie leer ken vir wie hy is nie. Hulle kon hom nie beleef het nie. En ek deel hierdie storie met julle, want ek dink dit is soveel keer waar ons onsself as mense ook bevind met Jesus. Ons praat van hom as hierdie persoon wat in die verlede was. Of ons dink aan hom net as hierdie idee of hierdie konsep, hierdie historiese figuur. En soos ek al gesê het, baie keer dan gaan praat ons eintlik maar net met mense oor hom, soos asof hy iets van die verlede is. Ons praat met hulle oor goed wat hy in die verlede vir ons gedoen het. En hoor my mooi, dis nie heeltemal verkeerd om te praat oor wat hy al in die verlede gedoen het nie. Maar dit kan nie die plek wees waar ons bly nie. Hy het opgestaan, julle. Hy lewe vandag. Hy's teenwoordig. So hoekom leer ken ons hom nie vir wie hy is vandag nie? Hoekom kan ons nie getuig van wat hy vandag vir ons doen nie? En soos ek hierdie voorberei het ek regtig vir myself hierdie vraag gevra oor, Here, hoe sien ek u? Beleef ek u vir wie u is? Ken ek u vir wie u is in hierdie oomblik? Of dink ek maar net aan u as in die verlede? As 'n persoon wat maar net was? En ek wil julle eintlik los met daai vraag vanoggend, om bietjie daaroor te dink. Wat is dit wat jou keer om vir Jesus te sien? Wat is dit wat jou keer om hom te beleef vir wie hy is? Soos ek gesê het julle, hy's hier, hy's teenwoordig, hy's lewendig. Hoekom ken ons hom nie nou in hierdie oomblik nie? Soos wat ons dan nou hierdie Paasnaweek eintlik afsluit en soos wat julle tyd saam met julle families gaan spandeer, koop tyd uit om te dink aan hierdie. Dink na oor dit. En as julle moet, worstel self met dit. Want julle, ek glo regtig dat daar soveel meer vir ons beskikbaar is as Christene. Soveel meer.
Al is jou verhouding dalk al hier met die Here, wil ek sê, vir jou is daar ook nog 'n plek om hom beter te leer ken en om hom regtig net te beleef vir wie hy is. So ek wil julle regtig uitnooi, gaan dink bietjie na daaroor. Ek hoop regtig dat die Heilige Gees dit vir julle sal kom oopbreek. En dit is regtig nie, die boodskap is nie om julle sleg te laat voel nie. Dis om julle aan te moedig en te sê, leer ken hom beter, leer ken hom vir wie hy regtig is. Vader, dankie vir 'n kort boodskap, Here, en so 'n eenvoudige boodskap wat U op my hart gelê het. Vader, maar ek glo en vertrou, Here, dat Here, dat U deur hierdie boodskap steeds met elkeen van ons kom praat. Here, dat al is dit om net die deur vir U oop te maak, elke dag, Vader, dat U kan inkom, dat ons tyd in die teenwoordigheid kan spandeer, dat ons U leer ken, Vader. Here, of al is dit om net uit te gaan en regtig te gaan getuig oor wie U is. Vader, wil ek U dankie sê vir dit. Dankie dat so 'n eenvoudige verhaal in hierdie Bybel, Vader, vir ons eintlik so baie kan beteken. Vader, dankie dat U lewend is. Dankie dat ons hoop kan hê deur U. Dankie dat ons nie mismoedig hoef te wees nie. Vader, en dankie dat ons vandag regtig met soveel vreugde in ons harte net hierdie dag kan uitleef, Here. Vader, want U het waarlik opgestaan en U leef. Dankie vir die goedheid, Here. Dankie vir die liefde. Vader, en dankie dat U regtig net nooit op ons opgee nie, soos ek al reeds ook gebid het. Here, ek bid dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie woord. En ja, Here, mag dit regtig 'n verskil in mense se lewens kom maak. Ek loof en ek prys U vir wie U is.